Hoop het gaan goed. Ons is op Vrydag, dag 5 van ons reeks oor gestuur. Johannes 12 het ons gelees van Maria wat in oorvloed gee en van 'n skare wat 'n koning soek en maklik lofliedere gee. En op die rand van die dramatiese intog gebeure staan 'n klompie Grieke wat gefassineer is hierdeur en dan kom soek hulle Jesus. Dan is hulle vraag in Johannes 12 is ons wil graag vir Jesus sien. Kyk, en ons onmiddellike eerste aanvoeling en reaksie is, hiervoor is ons gestuur. Nou gaan ons hulle vertel van Jesus. En nou gaan Jesus hierdie Grieke tot bekering bring. Jesus gaan nou vir ons wys, hoe moet ons mense oortuig om in hom te glo. Wat ons moet sê en hoe ons dit moet doen. En weet julle wat sê Jesus? Hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een. Maar as hy sterwe, bring dit 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. Jesus herskryf eintlik die rules of engagement. Hoe evangelisasie of sending of gestuur wees werk. Of in ander woorde, wat moet jy sê om mense te oortuig om Jesus te volg? Ons is mos gestuur, wat moet ons sê? Jy moet doodgaan. Koringkorrel moet in die grond val en sterf. Jy moet ophou om vir jouself lief te wees en vir jouself te leef. Jy moet vir God lief word. Liewer as vir jouself en jou planne en wat mense van jou dink. En jy moet Jesus volg. Wat beteken, jy moet sy hart en ingesteldheid hê. Jy moet sy voorbeeld volg. En kom ons wees eerlik, dis heavy. Maar dis die challenge. As ons as gemeente gestuur wil wees, en gestuur wees ernstig wil opneem, dan is daar nie 'n ander pad agter Jesus aan nie. Daar is nie die gemaklike weergawe, die lightweight opsie, vir wanneer ons in 'n lus is daarvoor of nie. Daar is nie so iets nie. Dietrich Bonhoeffer, wat in Nazi-Duitsland teen die Nazi-regime opgestaan het en uiteindelik doodgemaak is daarvoor, skryf hieroor en sê, if Christ calls a man, he bids him, come and die. Jesus verstaan dat hy sy lewe gee. Want in vers 24, as hy praat oor die koringkorrel wat in die grond val en sterf, dan verwys hy direk na sy eie sterf, sy eie self gee. Ons wil oes en ons wil die vrugte pluk van 'n verhouding met die Here en van 'n kerk wat 'n gesonde netwerk is. Maar ons wil nie onsself gee en sterf nie. Terug by die vraag, wat gaan die Grieke oortuig? Wat gaan maak dat mense in Jesus glo? As ons dan mense toe gestuur word, wat gaan ons sê? Wat moet ons sê? Miskien moet ons net 'n tree teruggee en vir mekaar sê. Ons gestuur wees is 'n direkte gevolg van ons verbintenis met Jesus. En dit staan in die kern van ons geloof. En as ons as kerk 'n gesonde netwerk wil wees, impliseer dit dat ons hierdie verbintenis met Jesus ernstig opneem. Dat ons geloof in Jesus en ons navolg van Jesus ernstig opneem, want dit gee af, soos Maria se nardesolie se geur. Mense gaan weet in wat jy doen, en hoe jy optree, en wat jy sê, en hoe jy hulle hanteer, en laat voel, en hoe jy jouself gee, en of jy Jesus volg, en of hulle hierdie pad gaan stap, of nie. Hulle vra eendag vir 'n ou Amish oom, are you a Christian? En nadat die oom 'n rukkie stil gestaan en gedink het daaroor, was sy antwoord, ask my neighbor. Is jy gestuur? Kom ons vra die mense in jou huis. Kom ons vra die ouens wat saam met jou werk. Kom ons vra jou vriende. If Christ calls a man, he bids him, come and die. Lekker naweek. Ons praat weer volgende week.